Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Les 1, 27 Desember tot 2 Januarie. Vervolgd, maar nie verlate nie. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons loof U en ons prys U en ons dank U vir nog 'n week en nog 'n studie. U weer dra en help ons asseblief dat ons U wil mag doen en U woord mag leer. Ons bid dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Sabbatmiddag. Skrifverwysings vir hierdie week se studie. Efesiërs 3 vers 1, 2 Korintiërs 4 vers 7 tot 12, Handelinge 9 vers 16, Filemon 15 en 16, Kolossense 4 vers 9, Filippense 1 vers 1 tot 3, Kolossense 1 vers 1 en 2, Geheeteks, Filippense 4 vers 4. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Filippense 4 vers 4. 'n Adventistiese predikant wat op valse aanklagte gevange geneem is, het byna 2 jaar agter tralies deurgebring. Al was hy aanvanklik baie verward, het hy later besef dat die tronk sy godgegewe sendingveld was. Toe sy medegevangenes uitvind dat hy 'n predikant is, het hulle hom gevra om te preek. Dit het hy gedoen en hy het ook leesstof uitgedeel. Hy het selfs gevangenes gedoop en nagmaaldienste gehou. Partykeer het hy gereken, was dit moeilik om in die tronk te bedien, maar daar was ook vreugde, veral wanneer jy sien hoe gebede beantwoord word en lewens verander. Paulus het Filippense en Kolossense vanuit die gevangenis geskryf. Sien graag Filippense 1 vers 7, sowel as Kolossense 4 vers 3. Trouwens, in Filippi self, nadat Paulus en Silas onregverdig beskuldig is, het die tronkbewaarder hulle voete in die blokke gesit, verwys na Handelinge 16 vers 24. Om middernag was hulle besig om te bid en lofliedere tot God te sing, en die gevangenes het na hulle geluister, volgens Handelinge 16 vers 25. Waarlik, hulle het geweet hoe om altyd bly te wees. Hierdie week kyk ons na die omstandighede wat Paulus in die gesig gestaar het. Hy het 'n groter doel gesien in dit wat met hom gebeur het, en dalk kan ons by hom leer wanneer ons, soos ons onvermydelik sal, ons eie beproewinge beleef. Bestudeer hierdie week se les om voorbereiding vir Sabbat 3 Januarie.